Hallo allemaal, ek is Marcel, Moses en ek gaan vir julle wys hoe water in die natuur beweeg. As julle kan sien, ek het die waterkringloop sirkelbord gemaak. As julle kan sien, hier is die waterkringloop sirkelbord. Ons noem dit in Engels die water cycle. Materiale wat ek gebruik het om hierdie projek te doen was die volgende: karton of boks, papier, servette, inkleurpotlode, skeer, prit. Dit was die nodige materiaal wat ek gebruik het. Om die eerste stap te begin, soos julle kan sien, is dit die son. Die son maak die water warm in oseane, riviere, damme en die see. So die water gaan op in die lug. Dit noem ons water gaan op. In Engels noem ons dit evaporation. So om weer te verduidelik, die son maak water warm in die see en in oseane. So dat wil sê die water gaan op. Dan na dit is dit die wolk maak stap. Wanneer water damp afkoel, vorm dit wolke. Ons noem dit wolkmaak, maar in Engels noem ons dit condensation. Of in Afrikaans gebruik ons die ander woord kondensasie. So na daardie stap is dit dat die wolke kom by mekaar, die wolke raak vol as gevolg van die water. So die water raak reën. So ons noem dit reënval. In Engels noem ons dit precipitation. Die reënwater gaan terug na riviere, grond en die see. Soos hier kan ons sien, die wolk, die volgende pyltjie wys af. So die water gaan, as dit reën, dan val die water op berge en gaan in die riviere. Plante word nat gemaak, bome word nat gemaak. So die water gaan in die grond en dan weer terug in die see, in die oseaan. Die volgende, hoe ek dink hierdie watersiklus sal vir graad 4 leerders al, of leerders in kleinere grade, is dat help hulle beter verstaan, want dit is 'n projek wat wys hoe water al in die rondte gaan, dit hou nooit op. Dit hou hulle geïnteresseerd, hulle kan allemaal deelneem om te kan sien, hulle kan vat aan die goedjies. Dit maak ook leer lekker. Ek vra in die klas, of kan gevra word aan die leerders, wat as daar die son is nie? Gaan water nog steeds verdamp? Hoekom het ons reën nodig? Hoekom het ons water nodig? Soos julle kan sien, ja, dit is die watersiklus. Dit is die watersiklus. Om af te sluit, hierdie sirkelbord is maklik, lekker en help kinders om te leer. Dankie dat julle na my video gekyk het. Ek het ook my navorsingsbronne gekry by die volgende, die graad 4 natuurwetenskap handboek, KidsSearch, Twinkle, BBC, Bitesize, Pinterest en YouTube. Baie dankie.